Goeiemiddag. Johan Spies hier. Ons gaan voort met weet die waarheid van God in 'n leuen verander. En vandag gesels ons oor evolusie en wat ons eintlik gaan doen is ons gaan die skepping vergelyk met evolusie. Wat leer elkeen ons en wat kan ons aanvaar? So ek dink dit is een van die belangrikste gedeeltes wat ons in hierdie hele reeks bespreek en ek hoop daar is genoeg belangstelling vir mense om hierna te kyk. Die eerste ding wat ons moet besef, en ek het al daaroor gepraat, is dat ons nie eers weet wat is lewe nie. Wetenskaplikes kan nie lewe definieer nie. Wat wetenskaplikes wel doen, is hulle beskryf 'n hele klomp eienskappe en sê iets wat lewe moet oor hierdie eienskappe beskik. Maar hulle kan nie vir jou sê wat is die lewe self nie. En dit is nou eintlik waar evolusie sy probleme ondervind. So kom ons kyk 'n bietjie vinnig wat sê hulle is die eienskappe van lewe en ek gebruik hierdie uit 'n vroeë hoërskool handleiding. Daar word gesê dat lewende organismes moet groei. So 'n ding wat nie groei nie, leef nie. Dit wys vir jou dat selfs middeljarige en ouer mense leef want hulle groei al, is dit net om die middel. Maar daar is daardie groei en ek weet ek kan self daarvan getuig. Lewende organismes reageer op hulle omgewing. As daar iets in die omgewing gebeur, kom ons sê dit reën, dan groei plante vinniger. Daar is 'n interaksie tussen die omgewing en die organisme. Dan is lewende organismes saamgestel uit boublokke. En ons het al gesels oor hierdie boublokke, dit is die selle, en ek het u vertel wat 'n wonderlike ding is 'n sel, van alles wat opgesluit is in daardie sel. Hierdie klein stukkie, wat maar 30 mikron groot is, met ander woorde 30.000stes van 'n millimeter. En dan bevat hy 'n hele Eskom fabriek daar binne, plus baie meer, dis maar die kleinste gedeelte van hom. Dan gooi ek sommer 2 punte saam. Hulle het 'n metabolisme, met ander woorde daar vind prosesse in die liggaam plaas, wat sorg dat die liggaam aan die lewe bly. En dit hang saam met respirasie, wat ons gewoonlik as asemhaling beskou, maar dit gaan verder as asemhaling. Dit gaan ook oor die opname van suurstof in jou hele liggaam, want tydens die proses van metabolisme het jy hierdie suurstof nodig om te kan leef. Dan handhaaf lewende organismes homeostase, en ek sal nou hierdie verskriklike woorde vir u verklaar, vir die komplekse chemiese infrastruktuur. Dit is die sel waarna ek verwys, maar ook meer as die sel, die orgaan, hoe die orgaan werk. Homeostase is om in balans te bly. As ons dink in terme van 'n wipplank, dis dat die wipplank presies gelyk moet lê. Kom ons gebruik die voorbeeld, nou dat ons praat van komplekse chemiese infrastruktuur, van insulien. As jy eet, dan styg jou bloedsuiker. Die oomblik as jou bloedsuiker begin styg, neem jou liggaam dit waar, en nou begin jou liggaam insulien afskei. Die insulien maak dat hierdie suiker of die glikose in jou bloed opgeneem word deur jou selle, en dat jou lewer dit stoor in die vorm van glikogeen. So, insulien maak dat jy terugkeer na die horisontale posisie, want met die kos wat jy geëet het, het jou wipplank aan die een kant opgelig. Daar is meer bloedsuiker gewees. Die insulien word afgeskei, nou kom jou wipplank weer in balans. Dit is 'n bietjie meer ingewikkeld as wat ek het nou gestel het, maar julle is nie hier om matriekbiologie te slaag nie, so ons volstaan daarmee. Baie belangrik is dat 'n lewende organisme moet kan voortplant, en hulle moet die eienskappe wat hulle het oordra aan hulle nageslag. En as ons na hierdie punte kyk, en ons kyk byvoorbeeld na 'n virus. 'n Virus bestaan uit 'n stukkie DNA, maar hy kan nie groei nie. Dis 'n stukkie DNA met 'n proteïenkapsule om hom. Die virus kan nie reageer op sy omgewing nie. Hy is nie saamgestel uit boublokke nie, want jy kan nie die DNA
en die geproduseerde proteïen sien as boublokke nie. Hy het nie 'n metabolisme nie en hy haal nie asem nie. Hy hoef nie homeostase te handhaaf nie, want hy het nie 'n komplekse chemiese struktuur wat voortgesit moet word nie. Hy kan nie voortplant nie, want 'n virus gebruik jou selle om voort te plant. Die virus dring jou liggaam in en maak van jou metabolisme gebruik, hulle maak van jou DNA gebruik om te vermeerder. So 'n virus voldoen nie aan hierdie vereistes om 'n lewende organisme te wees nie. En nou is ek by graad 8 biologie. Die implikasie is dat jy nie vir 'n virus antibiotika kan gebruik nie. Want die naam antibiotika, bioties is lewe en anti is teenlewe. 'n Antibiotika is net daar vir goed wat lewe en 'n virus leef nie. So dit help nie dat jy 'n antibiotikum drink as jy verkoue of griep het nie. Dit kan niks doen aan daai verkoue of griep nie. As ons na die Bybel kyk, dan word daar in die Pentateeg geskryf dat Israel verbied is om bloed te eet. Dit staan ook in die Nuwe Testament en daar is 'n hele paar verwysings wat vir ons vertel dat dit so is. U moet maar in die boek kyk as jy die hele stel verwysings wil sien. Ek wil nie die lesing onderbreek deur nou al die aanhalings vir u te gee nie. Ek gaan net na 2 tekste verwys. Die eerste is Levitikus 17 vers 11. Want die siel van die vlees is in die bloed. Let op die woorde, die siel van die vlees is in die bloed. En ek het dit aan julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen, want die bloed bewerk versoening deur die siel. Dis 'n komplekse gedeelte, maar dit wys vir ons dat die siel, en in hierdie geval is ek geneig om siel te vertaal met lewe. Ek sal hom vertaal dat die lewe van jou vleis is in jou bloed. Want as jy nie die bloed gehad het nie, sou jy nie kon lewe nie. En God het dit gegee op die altaar deur die diere wat geslag is en die bloed wat die altaar besprenkel het, maar ook Jesus wat gesterf het aan die kruis. Hy is geoffer aan die altaar om vir ons versoening te doen. En dan kom ons by die belangrike gedeelte, want ons is hier in die Pentateeg, maar dit wys reeds vorentoe na Jesus, want die bloed bewerk versoening deur die siel. So ons sien hier die verbinding en dit is waarmee Jode verbied is om bloed te eet. Ons gaan nog verder terug, Genesis 2 vers 7. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Met ander woorde, God het die mens geskape en sy asem in die neus ingeblaas en toe het die mens lewendig geword. En dit is waarom ek in die verlede al verwys het, die mense wat deur evolusie wil skep, kan nie lewe skep nie. Lewe, hulle kan nie eers vir jou lewe definieer nie. Hulle kan vir jou die eienskappe van lewe noem. Maar hier sien ons dat God die een is wat lewe gee. En geen mens kan dit doen nie. En lewe kan nie toevallig ontstaan nie. Hoe kan iets wat jy nie eers kan definieer, wat jy nie weet wat dit is nie, hoe kan dit toevallig ontstaan? So hierdie tekste wys vir ons dat God die skepping bewerkstellig het en dat God lewe gegee het. Ek het net nou verwys na die virus, hier kom ons weer by 'n virus, en wat ek wil wys is, kom ons begin aan hierdie kant. Daar het ons die DNA aan die binnekant, of RNA, want jy kry virusse wat bestaan uit RNA, 'n enkelstring of 'n dubbelstring RNA, en party het DNA. En daardie DNA vorm 'n proteïenlaag om dit. Maar daar is nie 'n selinhoud nie, dit is nie 'n sel nie. So dit is DNA wat beskerm word deur hierdie proteïene met heel dikwels, soos dit hier gestel word, 'n membraan rondom, of hier word gepraat van 'n koevert eintlik, wat om hom staan.
Terloops, 'n virus is so klein. Jy kan hom basies amper nie eers sien met 'n elektronmikroskoop nie. Jy kan sien hoogstens 'n spikkeltjie. So hoe word daar getoets vir 'n virus? Die toetse vir virusse word gedoen op grond van die DNA. En die DNA gaan deur 'n proses van die polymerase kettingreaksie, die sogenaamde PCR-proses. En so stel hulle vas watter virus in jou is. Hulle kan nie kyk om te sien nie. As ons op die ander prentjie kyk, dan sien ons die kapsule. Binnekant gaan die DNA of RNA wees. Dan is daar so 'n staafgedeelte wat gevorm word. En dan kry ons hierdie wat amper lyk so spinnekoppote. En dit is die gedeelte wat vasheg aan die sel, sodat die DNA ingespuit kan word daarso in die sel. En jy is dan die een wat hierdie virus moet vermeerder. So verstaan jy waarom ek gesê het, dit is nie 'n lewendige organisme nie, dit is 'n chemiese struktuur basies hierdie, niks meer as 'n chemiese struktuur nie. So kom ons kyk na skepping teenoor evolusie. Watter ooreenkomste en watter verskille bestaan daar tussen skepping en evolusie? Volgens die skepping het God in die begin gesê, laat daar, en dit wat hy gesê het, was daar. Evolusie sê, toevallig het dit ontstaan, waarvan ons ook al praat. Met ander woorde, aan die een kant dat dit God se mag is, dat dit God se wil is, dat iets gevorm is. Aan die ander kant het jy die toevalligheid en die ding het net ontstaan, God speel geen rol in daardie geval nie. Volgens biologiese evolusie word 'n reeks spesies agtereenvolgens gevorm deur opeenvolgende gebeure. En dit is gebeure soos mutasies, rekombinasie, natuurlike seleksie ensovoorts. Ons het oor al hierdie dinge al gepraat en ek het u vertel van die mites wat daar bestaan oor hierdie dinge, dat dit meestal nie kan werk nie. Die Bybel wys egter vir ons dat die skepping 'n doelgerigte plan van God was en dit het op 'n ordelike wyse verloop. En lees gerus hierdie verwysings wat ek hier aanhaal, want hierdie verwysings dui vir ons daarop dat dit 'n ordelike proses was wat plaasgevind het. Evolusie word in stand gehou deur die oorlewing van die sterkste, survival of the fittest. Dis 'n toevallige proses. Dis toevallig wie sterf en wie leef. Maar die skepping word in stand gehou deur ons God, ons Skepper. En kyk 'n bietjie na al hierdie teksverse wat ek hierna verwys. Kan u die kontras sien? 'n toevalligheid of 'n liefdevolle God wat jou op 'n sekere wyse gemaak het. Hy jou gemaak sodat jy hom kan dien. En hy het jou op 'n spesifieke wyse gemaak omdat hy wil hê jy moet hom op 'n sekere manier dien. Teenoor 'n toevalligheid. Daar is 'n hemelsbreë verskil tussen die siening van die evolusionis en die siening van 'n Christen. En hierdie twee idees is onverzoenbaar met mekaar. Watter idee handhaaf jy? Glo jy dat God ons Skepper is, dat hy jou met 'n doel op die aarde geplaas het? Of glo jy dit is toevallig dat jy hier gekom het, jy struikel doelloos deur die wêreld en dan dink jy as jy dood is jy nou ontslaaf van alles? Ek is jammer om jou teleur te stel. Daar gaan 'n verskriklike verrassing op jou wag. Die lewe hou nie op na die dood nie. Jy gaan vir ewig wees in 'n plek waar daar 'n geween en 'n geknars van tande gaan wees. So, as jy nie in God glo en glo dat God alles geskape het nie, het jy 'n redelike probleem. Ons gaan verder. Die mens is 'n unieke wese geskape. Dit vertel Genesis 1 vers 26 en 27 vir ons ook Genesis 2 vers 7. Terwyl evolusie sê
dat die mens is 'n toevallige dier wat toevallig gevorm is deur evolusie. Kom ons kyk weer na die Bybel. Jeremia 1 vers 5. Vertel God vir Jeremia, ek het jou geken voordat ek jou gemaak het. In Psalm 139 kom dit op 2 verskillende plekke voor, dat God ons geken het toe ons nog net 'n klompie selle was, en dit laat my so dink aan die woorde wat gebruik word deur mense wat abortus aanhang, deur te sê dis net 'n bondel selle, jy kan dit verwyder. Maar in Psalm 139 vertel God vir ons dat hy ons geken het toe ons nog net 'n klompie selle was wat by mekaar was. Jy kon nog nie eers sien dat ons 'n fetus is, dat ons 'n mens is, dat ons 'n baba gaan word nie. Wie glo u? Glo u God? Of glo u dat al hierdie dinge toevallig gebeur het? Evolusie bied jou geen ewige lewe nie, want jy toevallig ontstaan en met jou dood eindig alles volgens hulle. Maar die skepping deur God dui daarop dat God jou met 'n spesifieke doel geskape het. Jou hoofdoel is om Jesus te aanvaar as jou verlosser. Maar God het ook 'n ander doel. Hy het elkeen van ons ander talente gegee. En jy moet die talente gebruik wat hy jou gegee het tot verheerliking van sy heilige naam. Jesus gaan eendag terugkeer na die aarde as regter. En jy gaan op daardie tydstip 'n verheerlikte liggaam hê. En daai verheerlikte liggaam gaan vereer word in die hemel, mits jy die regte keuses op aarde uitgeoefen het en jy Jesus Christus aanvaar het. As jy hom egter verwerp het, of sy soendood wat hy op die kruis vir ons gegee het, as jy dit verwerp, dan word jy veroordeel in die hel. Die skepping is voltooi, dit is afgehandel. Evolusie is 'n voortdurende proses. Met ander woorde, volgens die evolusionis kan daar nou 'n spesie na vore tree wat hoër is om hulle terme te gebruik as die mens. Wat die mens dan gaan uitroei, soos wat ons sekere diere en plante uitroei. So jy's van niks seker nie. Weereens, is dit hoe jy jou lewe wil lei? Wil jy jou lewe lei en jy weet nie wat in die toekoms voorlê nie? God vertel vir ons wat was, wat is en wat sal wees. En veral daardie sal wees is die gedeelte wat my besonder fascineer, want dit is so 'n wonderlike toekoms wat God vir ons wil gee. Maar dan moet jy eers Jesus as jou verlosser aanvaar. Het u dit al gedoen? Daar bestaan fisiese bewyse van die skepping, al word dit ontken deur die evolusionis. Kyk 'n bietjie na Psalm 19 se eerste 6 verse, Handelinge 17 vers 24 tot 29. En evolusie ontken die skepping, Romeine 1 vers 20. Die mens dink dat hy wys is, maar in hierdie proses het hy dwaas geword. En die mens stel homself gelyk aan die diere. En dit is wat die evolusionis doen. Daar is geen verskil tussen jou en die diere nie. Daarom mag jy goed doen soos abortus. Daarom mag jy genadedood toepas. Dis 'n totale verdraaiing van God se doel met die hele wêreld. Ek gaan net nou vir die Psalm 19 se eerste paar verse lees. Jy moet egter Jesus Christus aanvaar as jou verlosser. Anders het jy nie hierdie toekoms nie. Anders gaan jy ook nie hierdie woorde wat ek nou verkondig glo nie. Jy moet Jesus glo. Hoekom? Want hy is die weg, die waarheid en die lewe. Daar's net een waarheid en dit is Jesus Christus. Maar die mens verander dit om te sê, ek het my waarheid en jy het jou waarheid. Dit is loutere snert wat die mens verkondig. Daar is 'n absolute waarheid en dit is Jesus Christus. Maar verwerp hom en jy werp jouself in die duisternis, in die ewige vuur. Hierdie aanvaarding van Jesus word op baie plekke vir ons uitgespel
Hier kan u 'n hele klompie van die verwysings sien. U kan maar later die video hier stop as u hierdie verwysings wil nagaan. 1 Johannes 1 vers 1 tot 3 beskryf dit as volg. Wat van die begin af was, met ander woorde van die skepping af, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die woord van die lewe. En die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien. En ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. Is dit woorde wat jy met alle eerlikheid kan sê? Want dit is wat jou lewe moet kenmerk. Ons lees in die Bybel dat daar spotters gaan kom. 2 Petrus 3 vers 3 tot 7. Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Met ander woorde, die belofte dat Jesus weer gaan kom. Hulle sê gewoonlik vir jou, in my oupa se tyd het hulle gesê, dis daar en dit nog nie gebeur nie, so dit gaan nooit gebeur nie. Maar hulle slaan die bal mis. Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was, dis nou wat die spotter sê, van die begin van die skepping af. En nou is hierdie sin oor hulle, want moetswillig vergeet hulle, en let op die woord moetswillig. Dit is 'n wilsbesluit wat hulle neem, want moetswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was, en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het, deur die woord van God. Hierdie uit water en deur water het ek na verwys toe ons gepraat het oor die vloed. Want 'n groot gedeelte van die skepping van die aarde het plaasgevind deur die vloed, 'n wêreldwye vloed wat voorgekom het. Baie van jou geografiese formasies is in daardie tyd gevorm, eintlik die meeste van hulle. Die vloed waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. Hier vertel die Bybel vir ons daar was so vloed, maar die mensdom het in sy wysheid verwerp hy die Bybel en hy wil nie meer die waarheid glo nie. Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Want Jesus het vir ons gesê dat as hy kom, gaan die aarde en hemele deur vuur vernietig word. En hier lees ons daarvan. Ons moet optree volgens God se wil. Ons moenie ons eie wil toepas en veral ons wil afdruk om God in 'n vorm te probeer indruk en te sê dit is hoe God dinge gedoen het nie. 1 Timoteus 6 vers 20 en 21 waarsku Paulus vir Timoteus. O Timoteus, bewaar jou pand en vermy die onheilige, onsinnige praatjies en teewerpinge van die valslik sogenaamde kennis. En hierdie sin valslik sogenaamde kennis is dit wat ons in Romeine ook lees, die mense wat dink dat hulle wys geword het, wat dink hulle redeneer uit wysheid, terwyl hulle dwaas geword het omdat hulle die waarheid, omdat hulle Jesus Christus verwerp. As jy Jesus Christus verwerp, dan het jy geen idee van wat die waarheid is nie. En dan sal jy nie hierdie dinge verstaan nie. Waarvan sommige belydenis gedoen het en wat die geloof betref op 'n dwaalweg geraak het. Met ander woorde, die mense wat evolusie aanhang het op 'n dwaalweg geraak. En dan spreek hy die seun uit, mag die genade met jou, dis met Timoteus wees. Amen. Met ander woorde, hy waarsku Timoteus om nie op hierdie afdwaalspore te gaan nie. Spreuke 2 vers 5 tot 8 vertel vir ons die volgende. Want die Here gee wysheid, uit sy mond kom kennis en verstand, en hy bewaar hulp vir die opregtes. Hy is 'n skild vir die wat reg geskape wandel, deurdat hy die paaie van die reg bewaak en die weg van sy gunsgenote bewaar. Met ander woorde,
As jy God aanvaar, as jy Jesus Christus aanvaar, dan help God jou op hierdie weg. Maar as jy hom verwerp, is dit nie God wat aan jou hulp verleen nie. En die een wat dalk aan jou dan hulp gaan verleen, is die een wat dit doen, sodat jy saam met hom aan die poel van vuur moet beland. Ek het reeds hierdie teks uit 2 Petrus 3 vir u voorgelees. Ons kyk na Johannes 14 vers 6. Eintlik na die dubbelpunt Jesus se woorde. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Dis die belangrikste sin seker wat in die Bybel staan. Daar's net een weg, daar's net een waarheid, daar's net een lewe. En dit is in Jesus Christus. En nou kom die volgende gedeelte. Die mens is so lief om die Bybel te verdraai. En nou gebruik hulle net hierdie gedeeltetjie van die sin van dat Jesus die weg, die waarheid en die lewe is. Maar let op die volgende woorde. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So as jy nie in Jesus Christus glo nie, dan kan jy nie by God die Vader uitkom nie. Jesus is die weg na die Vader toe. En wat verkondig kerke? Jy kry groot kerke en jy kry hoofde van sulke kerke wat sê dat enige persoon wat hulle godsdiens reg beoefen, gaan in die hemel uitkom. Daardie persoon het weggedwaal van die waarheid. Daardie persoon leef nie in Jesus Christus nie. Johannes 8 vers 32, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. As jy Jesus ken, dan maak hy jou vry van jou sonde, want as jy hom aanvaar het, word jy deur sy bloed skoon gewas van jou sonde, so jy word vrygemaak van die sonde wat jou gebind het. Dit beteken nie jy gaan nooit weer sondig nie, maar die oomblik as jy sondig, gaan jy bewus wees daarvan, want die inwonende Heilige Gees gee jou dadelik daarop wys. En dan moet jy onmiddellik na God gaan en om vergifnis vra vir dit wat jy gedoen het. Die ergste voorbeeld waarin ek kan dink is koning Dawid. Koning Dawid het oorspel gepleeg. Daarna het hy die man van die vrou met wie hy oorspel gepleeg het, eintlik laat vermoor. En dan kom hy in Psalm 51, waar hy boetedoening doen oor die daad. Dis nadat Nathan vir hom gesê het, u is die een, of u is die man. En wat sê hy in Psalm 51? Hy vertel daar, of hy vra vir God, neem net nie u gees weg van my nie. Met ander woorde, hy kom en hy doen belydenis, hy vertel dat hy weet hoe verkeerd hy opgetree het, en dan sê hy vir God, maar omdat ek so verkeerd opgetree het, weet ek nou hoe om met mense te gesels, en hulle te vertel en hulle te waarsku dat hulle nie ook verkeerd optree nie. So die oortreding werp jou nie uit die liefdeskring van God nie, maar dit kan wees dat dit jou voorberei om meer werk vir God te doen, waar jy ook al is. Hebreërs 6 vers 13, want toe God aan Abraham die belofte gegee het, het hy, omdat hy by geen meerdere kon sweer nie, by homself gesweer. Enigste rede waarom ek hierdie gee, is God maak hierdie belofte aan Abraham, en hy sweer by homself, want daar is niks hoër as God nie. God is die hoogste wat jy kan kry, en dit is hoekom hy by homself sweer. By wie sweer jy dat evolusie waarheid is? Want by wie jy dit ook al doen, is laer as wat God is. En God sal jou saam met die een by wie jy sweer, verwerp. Tweede Timoteus 3 vers 15 tot 17 vertel ook vir ons 'n baie belangrike les oor die woord van God. Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het
en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif, en ek beklemtoon die woord hele, want jy kan nie 'n gedeelte van die skrif aanvaar en 'n volgende gedeelte verwerp nie. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Ons het die Bybel nodig. Eerstens leer ons uit die Bybel, maar dan kry ons die opdrag hierso, dat as mense die woord verdraai, dan moet ons hulle weer lê. Die Bybel wys vir ons waar ons verkeerd optree. Die Bybel leer ons hoe om in geregtigheid te lewe, sodat ons in God volkome kan wees, toegerus vir die taak wat hy aan ons opdra. Vandag het ons gekyk na evolusie en die skepping. En wat my aanbetref is daar nie 'n keuse nie. Aanvaar jy dat geluk die hele rol gespeel het? Of aanvaar jy 'n skepper God? 'n God wat jou deur die lewe gelei het tot waar jy vandag is? 'n God wat jou uitkoms gee as dit vir jou lyk asof daar geen uitkoms is nie? Jy moet die keuse uitoefen. Kies jy God of kies jy die maaksel van Satan? Jy moet kies. Hemelvader, ons dankie dat ons in hierdie reeks kon voortgaan tot op hierdie punt. O Here, ons is basies by die klimaks van hierdie hele reeks, waar ons die afvalligheid en die waarheid met mekaar vergelyk. Here, gee dat elkeen wat hierna luister, na die waarheid sal gryp, dat elkeen na Jesus Christus sal gryp en hom aanvaar. Aanvaar dat hy God is, dat hy na die aarde gekom het om ter wille van ons oortredinge te sterf. Dat deur sy dood aan die kruis daar versoening vir ons sondes kan kom, en dat hy, deurdat hy uit die dood uit opgestaan het, hy vir ons ook die dood oorwin het, sodat ons uit die dood sal kom op die laaste dag, en dat ons vir ewig saam met U sal kan wees. Here, baie dankie vir die versekeringe wat ons in die Bybel kry. Maar Here, ek pleit by U vir diegene wat hierna luister en nie sekerheid het nie. Werk in daardie harte. Laat U Gees die woord oopbreek aan hierdie mense, dat hulle die waarheid van die woord sal besef en dat hulle tot U sal keer. Ek bid hierdie dinge in die naam van ons Redder, ons Verlosser, Jesus Christus. Amen.